Goeiemôre vriende, gegroeties elkeen in die naam van Jesus. Weet jy vriende, ek kan nie verstaan waarom mense nie hulle Bybel lees nie. As ek die woord van God neem en ons vat die verse so deur die Bybel, is dit so bemoedigend, dit is so leersaam. En kan ons 'n boodskap feitelik uit elke bladsy van die woord neem. Want dit is die ou tyding wat altyd nuut is. Hy's altyd tydig, hy's altyd reg. 2 Timoteus 3 vers 16 sê God dat die hele skrif is deur hom ingegee sodat ons daaruit kan leer. Ons word daaruit bemoedig. Daar's so baie verse wat ons kan neem om onsself te bemoedig. Kom ons neem Jesaja 43 vers 19, waar God sê, ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere opspring. Jy sien, wie sal kon dink toe God daai jare die Bybel laat opskryf het, dat mense kan in 'n woestyn 'n pad maak. Maar by God, wat vandag kan sien in die toekoms in, hy ken die einde voor die begin, hy het geweet hy kan dit doen. So kan die Here ook in jou lewe, miskien is jou lewe soos 'n woestyn vandag, droog, is moeilik, as die kos op die tafel nie, jy en jou man het julle werk verloor, maar weet jy wat, God kan daai woestynlewe van julle dek. Hy sê, ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Daar waar dit nou so is vir jou, lyk dit daar geen uitkoms is nie, kan God skielik uitkoms bring. So kan ons sommer net so gaan en na enige ander vers gaan lees. Kom ons vat Eksodus 23:20. Daar sê die woord van ek, die Here, stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te beskerm en jou na die plek toe te bring wat ek vir jou reggemaak het. Jesus het gesê, is vir julle meer voordelig dat ek weggaan. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En intussen tyd is ons op 'n pad, maar God stuur 'n engel om ons op te pas, ons te behoed, te bewaar en te beskerm. Daai engel is ons Here Jesus Christus, engel in hoofletters. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat en nooit in die steek laat nie. Hy is die onveranderlike wat altyd met ons is. Jy sien vriende, in al die pad wat ons stap, is ons nog nooit gevrywaar van probleme nie. Is ons nog nooit gebeloof deur God dat daar nie struikelblokke sal wees nie, dat die duiwel ons nie sal aanval nie. Inteendeel, hy sê in 1 Petrus 5, hy sê wees waaksaam, hy waarsku ons. Wees waaksaam en nigter, want jou vyand loop rond soos 'n brullende leeu. So terwyl al hierdie dinge om ons gaan, kan ons ook weet dat die Here ook vir ons gesê het, Romeine 8:37, dat in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet, want hy is daar om ons te behoed, te bewaar en te beskerm. Hy sê Matteus 11, hy sê almal wat vermoeid en belas is, moet kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Jy sien, so kan ons deur die Bybel deur die Bybel gaan en ons kan baie dinge leer. Maar ons moet ook leer dat God gee vir ons insig en wysheid. Ons moet vashou aan die Here, soos hy sê in 2 Kronieke 16 vers 9, hy sien alles, sy oordeel loop die hele aarde om hom sterk te bewys aan diegene wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Maar nou sê hy vir ons wat ons moet doen. Efesiërs 5:16, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Maar vriende, ons moet ook altyd weet hoe afhanklik ons van God is. Psalm 50:15 sê, hy roep my aan in dag van benoudheid, en ek sal jou help, maar jy moet my eer. Nou sê Spreuke 22 vers 4 vir ons, wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom en eer en lewe. Jy sien, ons moet altyd weet hoe afhanklik ons van God is. Want God kan vir ons sorg. God kan ons deurdra. Hy kan in ons droë lewe riviere laat opspring. Riviere van seëninge. Want jy sien, soos 2 Korintiërs 9 vers 8 sê vir ons, en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk,
sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Nou vriende, ons moet weet dat die Here wil hê, ons moet op hom vertrou. Ons moet volkome op God vertrou. Ons kan nie lewe volgens die vlees nie. Romeine 8:1 sê, daar is nie veroordeling vir die wat in Christus is nie. Dit meen hulle wat gered is nie, maar wat nie na die vlees wandel, maar na die gees. Daarom moet ons uitverkoop wees aan die Here, uitverkoop wees aan die Gees, sodat hy ons kan lei. Maar ons gebed moet wees dit wat Paulus gebid het, of gesê daar in 2 Tessalonisense 3 vers 5 aan die mense daar. Hy het gesê, dit is sy gebed vir hulle, dat mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Ons moet altyd onthou, nommer 1, hoe afhanklik ons van God is. Nommer 2, God se oordeel loop die aarde om ons te help. Nommer 3, God sien alles wat ons doen, en God wil hê dat ons gedagtes op hom gerig is. Mag die Here u seën, vriende, mag die Here u deurdra, want hy beloof dit in Psalm 68:20. Hy sê vir ons, glo in die Here, geloof sy die Here, dag vir dag draai hy ons deur. God is vir ons 'n hulp, maar ons moet ook waak wees. Ons moet waak terwyl ons hier op die aarde lewe, vriende, want Romeine 12:2 sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed is, aanneemlik is en volmaak is. Kan jy sien, so kan ons deur die Bybel blaai, so kan ons versterking ontvang, en so kan ons weet dat God altyd met ons is. My vriende, een laaste vers voor ek afsluit, is Jakobus 1 vers 12. Hoor wat sê die Here, van hulle wat standvastig op die Here vertrou. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan, sal hy ook die oorwinningsprys, die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Mag God u seën, u deurdra en elke dag met u wees, vriende. Weer eens ou Theo hierso. Ek groet u in die naam van Jesus. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Dien hom. Onthou die kortste vers in die Bybel. Aanbid hom, want 1 Tessalonisense 5:17 sê dat jy moet bid sonder ophou en onthou afhanklik is van die Here. Vader, seën ons, seën ook u woord, seën elke broer en suster, elke toehoorder, Here. Dit vra ek in u naam met danksegging. Amen. Lekker dag verder, julle.